Moenie oordeel nie. Of, is dit wat dit beteken? Moenie oordeel nie. Is dit regtig wat die Bybel sê? Sê die Bybel regtig vir ons dat ons nie moet oordeel nie? Het jy al ooit agter 'n kar gery? Het is interessant dat hulle dit altyd op hulle bumperstickers of hulle op die agterruit van 'n kar sit, maar dalk het jy dit gesien. Ek het al baie gesien. 'n Sticker aan die agterkant van die kar wat sê, "Only God can judge me." In ander woorde, moet jy nie vir my oordeel nie, net die Here kan my oordeel. Is dit wat die Bybel sê? Wel, kort antwoord, ja. Die Bybel sê ons moenie oordeel nie. Maar verstaan ons dit reg? Kom ons kyk in Matteus 7 vers 1. Matteus 7 vers 1 begin, hy sê, moenie oordeel nie. So ja, die Bybel sê baie duidelik vir ons, moenie oordeel nie. Dit is presies wat die Bybel vir ons leer, moenie oordeel nie. Hy sê, sodat julle oor julle nie geoordeel, kom ons probeer weer, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Verstaan ons dit reg? Het ons die regte begrip van wat die Here vir ons probeer leer? Probeer die Here vir ons leer dat ons nooit enige iemand of enige iets moet oordeel nie. Is daai bumpersticker waar wat sê only God can judge me? En dit word 'n tricky web as ons dit volg, want as net die Here kan oordeel, wat is ons rol? Wat is my rol as 'n leier? Wat is jou rol as 'n herder? Wat is jou rol as 'n Christen? As dit kom by ander mense wat jy probeer help. Wat is jou rol as 'n disipel? Wat is jou rol as iemand wat iemand anders disipel om meer soos Jesus te wees? Hoe help ons mense as ons hulle nie kan oordeel nie? Sien, dit klink so verkeerd. Dit klink so verkeerd om te sê ek moenie oordeel nie. Of nee, dit klink reg. Dit klink verkeerd om te sê ek moet jou oordeel. Maar dis die realiteit. Maar nou sê jy, maar jy, ons het nou net gelees, Matteus 7 vers 1 sê, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. En hy gaan aan, hy sê, vers 2, met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee jy vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Nou begin hy 'n bietjie uitbrei. En hy sê, want hoe kan ons met dieselfde oordeel geoordeel word as ons nie oordeel nie? Of wat is hierdie maat wat teenoor my gebruik kan word as daar nie 'n maat is wat ek gebruik nie? Wat is dit wat die Bybel probeer sê? Wel, ek gaan begin, en ons is al 'n rukkie in, maar ek gaan begin deur om te sê dat dit is nie wat die bumpersticker sê nie. Dit is nie om te sê only God can judge me nie. Dit is nie om te sê dat ek niks kan doen nie. Want ons gebruik dit om te sê people have to turn a blind eye. Wat nie die waarheid is nie. Hoe weet ek dit? Ons lees dit ook in Johannes 7. Johannes 7 vers 24. Vers 24 van Johannes 7 sê, moenie op die oog af oordeel nie. Oordeel regverdig. So hoe kan Matteus 7 sê moenie oordeel nie, maar Johannes 7 vers sê oordeel regverdig. Sien, Matteus sê nie noodwendig vir ons direk dat ons nie moet oordeel nie. Johannes sê vir ons meer wat Matteus probeer sê, om te sê hoe ons moet oordeel. Maar nou kan ons nie net sê, wel, Matteus is verkeerd en Johannes is reg nie, want hoekom sal dit in die Bybel wees as Matteus verkeerd is? Matteus is nie verkeerd nie, ons verstaan Matteus verkeerd. En ons lees nie altyd aan nie. Sien, hier is die volgende vers wat ons dalk uit konteks uithaal, maar ons moet verstaan, vers 3 van Matteus 7 pas ook in by vers 1. Vers 3 sê, waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog. Sien, Matteus gaan aan met vers 1, hy stop nie daar nie. Hy gaan aan om te sê, as jy iemand wil help, moet hulle nie oordeel as jy nog met 'n balk in jou oog sit nie.
Oordeel regverdig. Gebruik righteous judgment. Sien, ons moet oordeel. As ons regtig mense wil help, moet ons nie veroordeel nie. Sien, daar's 'n verskil tussen veroordeel en oordeel. Veroordeel is om vir mense te sê they're doomed. Om vir mense te sê hulle is sondaars wat hel toe gaan. En daar's niks wat enigiemand daaromtrent kan doen nie. Dis veroordeel. Ek gee 'n voorbeeld van 'n hof. As ek iemand veroordeel, dan sê ek vir hulle guilty as charged. Maar as ek mense oordeel, dan moet ek hulle gedrag oordeel as ek hulle wil help. Sien, as jy nie omgee nie, gaan jy nie oordeel nie. Of as jy nie iets wil doen of iets gaan doen nie, moenie oordeel nie. Oordeel net as jy bereid is om te help, want ons moet, as ons mense op die regte pad wil help, as ons mense wil disipel, moet ons kan oordeel of dit wat hulle doen reg of verkeerd is. Hoe kan ek jou help om gedrag te verander, of hoe kan, as jy na my toe kom, en jy sê vir my, jy het 'n probleem, en jy sukkel met hierdie en daai, maar ek oordeel nie of dit reg of verkeerd is nie, kan ek jou nie help nie. Ek moet vir jou kan sê, jy's reg, hierdie is nie dit wat die Here wil hê nie. Ek moet vir jou kan sê, jy's reg, die Here wil nie hê jy moet so aangaan met jou lewe nie. Of ek moet vir jou ook kan sê, dat dit is nie 'n slegte ding nie. Dis dalk 'n leuen van die vyand, wat vir jou sê, dit wat jy doen, is verkeerd. Ek kan net vir jou help, as ek kan oordeel. Maar, as ek gaan oordeel, moet ek na myself ook kyk. Jy sien, Matteus 7 vers 1 spreek nie noodwendig oordeel aan nie. Hy spreek aan hoe ons oordeel. Hy spreek nie noodwendig die oordeel aan nie, he's speaking about hypocrisy. Hypocrites. How can you want to help someone else if you can't help yourself? Beteken dit ons moet perfek wees? Nee, maar ons moet kan agterkom, oordeel, in ons eie lewens dat daar foute is. En dat daar goed is waaraan ons moet werk. As ek nie my eie lewe kan oordeel nie, gaan ek net aangaan soos wat ek aangaan. So ons moet hierdie vers reg verstaan. Die vers is nie daar soos die bumpersticker vir my sê, only God can judge me. Die vers is daar om vir my te help, om te sê, as jy oordeel eers jou eie lewe. Die Engelse praat van introspection. Look first at your own life. Do you recognize that what's happening in your life? Kan ek sien of dan oordeel dat daar goed in my lewe is, wat ek die Here se krag voor nodig het, of ander mense se gebede voor nodig het. As ek dit kan raak sien, dan kan ek righteously of regverdig ander mense oordeel, soos wat Johannes 7 vers 24 sê. So kom ons lees weer Matteus 7, sê, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. En dan begin hy sê, dan praat hy van die manier van oordeel. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Dit gaan nie net oor om almal se verkeerd uit te wys nie. Jy's verkeerd, jy's verkeerd, jy's verkeerd. Want dit gee vir my die idee dat ek is net reg. Nee, dit gaan oor first myself. I have things I need to sort out. And because I know what is wrong, I can help you to do what is right. So ja, moenie oordeel nie. Maar moenie oordeel as jy nie in jou eie lewe kan oordeel nie.